Goeiemôre en welkom by ons reis deur die boek van Matteus. Ek wil vandag met jou gesels oor die krag van 'n geloofsaanraking. En ons skrifgedeelte kom uit Matteus 9 vers 20 tot 22. En daar het 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het, van agter gekom en die soem van Jesus se kleed aangeraak. Want sy het by haarself gesê, as ek maar net aan sy kleed kan aanraak, sal ek gesond kan word. En Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. En die vrou het gesond geword van daardie uur af. Vandag wil ek met jou gesels oor 'n eenvoudige geloof en 'n eenvoudige aanraking. 'n Aanraking wat nie net genesing gebring het nie, maar 'n ontmoeting met die lewende God, met Jesus self, die Here en Meester. Die verhaal van die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, is 'n getuienis van hoop, van geloof en ook van die krag van Jesus Christus. Haar toestand was absoluut desperaat. Hier was 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Hierdie vrou het vir 12 jaar swaar gely. Sy het deur krisis gegaan. Haar siekte het haar fisies uitgeput, finansiëel verarm en geestelik geïsoleer. Volgens die Joodse wette was sy altyd onrein geweest. Niemand kon haar help nie. Die dokters was magteloos. Baie keer druk ons omstandighede ons ook juis tot by daardie plek van absolute weerlose desperaatheid, wat in wese ons plek van genade word, wat ons voorberei om by daardie plek te kom waar ons aan die einde van onsself is, waar ons harte broos is en ons ore oop is, om die Here se stem te hoor, en hom dan finaal te vertrou, as ons enigste opsie vir redding, wanneer al die ander opsies uitgeput is. Dis dan, wanneer geloof inskop vir jou en vir my. Soms is daar probleme in ons lewens wat lank aanhou. Probleme soos finansiële probleme, emosionele en gesondheidsprobleme, familieprobleme, en ons voel soms moedeloos en uitgeput. Maar selfs in hierdie vrou se hulpeloosheid, het sy nie haar geloof verloor nie. Haar geloof, want sy het gesê, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. Haar geloof was eenvoudig, maar dit was kragtig. As ek maar net. Sy het geweet, sy het nie 'n lang gebed of verduideliking nodig nie. Sy het net 'n aanraking van Jesus se teenwoordigheid nodig in haar lewe. Sy het deur die skare gebreek met desperaatheid en bravade, ongeag die risiko van verwerping. Die les vir jou en vir my is, soms verg geloof dat ons aksie neem. Selfs 'n klein bietjie geloof kan groot resultate vir jou en vir my bring. Matteus 17 vers 20 sê, geloof moet soos 'n klein mosterdsaad wees. Net die kleinste bietjie geloof het reaksie. Jesus het onmiddellik geweet, iemand het hom met geloof aangeraak. Al die ander mense het hom ook fisies aangeraak, maar net een het hom met geloof aangeraak. Die les vir jou en vir my vandag is, nie elke aanraking beweeg die hart van God nie, maar 'n geloofsaanraking doen altyd. Jou situasie kan in 'n oomblik verander wanneer jy in geloof na Jesus kom. Jesus se reaksie was, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees genees van jou kwaal. Jesus het haar nie net fisies genees nie, maar haar hele identiteit herstel. Hy noem haar dogter. Is dit nie ongelooflik nie? Sy het nie net genesing ontvang by Jesus nie, maar ook vrede en 'n nuwe identiteit. Jesus wil nie net ons probleem aanspreek nie. Hy wil ons hele lewe kom aanraak
en herstel. Wanneer ons na hom kom, kry ons meer as waarvoor ons gevra het, selfs die ewige lewe. Vandag roep Jesus jou ook nader. Jy mag dalk al lank aan iets ly, miskien in moeilike omstandighede wees, maar as jy hom met geloof kom aanraak, wil hy nie net jou situasie verander nie, maar ook jou hart, jou identiteit en jou bestemming. Mag ek en jy soos hierdie vrou wees, met eenvoudige, dapper geloof en die geloof van 'n mosterdsaad. Miskien die oortuiging in ons harte van 'n kind. Mag ek en jy vandag besef, by Jesus is daar nie net genesing nie, maar ook ewige lewe. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Kom na my toe, ek gee rus. Toe ek opkyk en nog verward my hand in syne lê, kry my lewe sin en vind ek rus in hom. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Kom na my toe, want ek gee rus. Toe ek opkyk en nog verward my hand in syne lê, kry die lewe sin en vind ek rus in hom. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Kom na my toe, ek gee rus. Toe ek opstaan en nog verward my hand in syne lê, kry die lewe sin en vind ek rus in hom. Kry die lewe sin en vind ek rus in hom.